liefdevolle God en Hemelvader, ons is bevoorreg, Here, om vanaand hier te vergader, Here, om U naam te vereer, hulde te bring aan U, Here. Ons weet van die tragedie wat gebeur het, Here, maar ons is nie hier om verbuite te slinger nie, ons het nie die reg daartoe nie, Here. Maar ons is hier, Here, om te sê, dit wat U in die woord sê, wat U doen is wel gedaan. En ons berus ons daarby. Ons nooi U, Here, om hier teenwoordig te wees, om elkeen aan te raak, Here, om ons oop te stel met God. Want U het 'n boodskap vir ons, en dit moet op goeie grond val om vrugte te kan dra. Daarom bid ons, Here, dat U met elke een wat hier is, bemoeienis maak. Ons dank U weer, God, dat ons hierdie hele diens in U hande kan plaas, en bid dat U seën daarop sal rus, en dat mense my nie sal aankyk, Here, maar dat U self hier teenwoordig sal wees, en dinge sal oorneem. En ek bid dit alles in die wonderlike en onfeilbare naam van Jesus. Amen. U mag sit. Ek wil in besonder se ouers en haar familie van die Kaap welkom heet in ons. Ek het hulle nog nie gekry nie, maar ek sal hulle na die diens kry. Baie hartlik welkom hier. Ons sê vir die Here dankie dat hy julle veilig hier gebring het, en ons sal bid dat hy julle weer veilig terug sal neem. Ons weet dit is nie maklik nie, maar ons vertrou dat dit wat hier gaan gebeur is 'n stig. God is in beheer. Ons moet dit nooit vergeet nie. God is in beheer. So baie hartlik welkom ook aan U wat hier is om ons te ondersteun. Ons waardeer dit en mag ons 'n geseënde diens hê. Net voor jy weer baie gekry het, uitleg is. Goed, ek gaan begin deur net so 'n paar gepaste Bybelverse te lees. En daarna sal ons ons eerste gesang sing. Kom op, noem ek sal ek weer na die Bybelverse noem. Kom ons begin by Matteus 5 vers 10. Hierdie vers sê vir ons dat salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Die woordjie is sal. En sal is sê dat dit gaan verseker gebeur. Daar is nie 'n twyfel daaroor nie. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4 sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. Elke omstandigheid. Ook in die omstandigheid waarin ons nou bevind, is die Here daar om ons moed te gee, krag te gee om voort te gaan. En elke moeilikheid, bemoediging. Dis die groot God wat ek hier dien. Ons dink soms ons is alleen, maar ons is nooit alleen. Al wat gebeur is dat die probleme soms die lig wegkeer, en ons dink ons sien nie vir God, maar God is daar. Hy het nooit weggegaan. As ons net ons oë opslaan na hom, sal hy lig weer deurbreek. En ons sal besef dat God was daar nog altyd met ons. Ons is nooit alleen. Nou natuurlik die bekendste psalm en daarmee ontstaan het is Psalm 23. Ek lees vir u wat sê vers 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. U stok en u staf, die vertroos my. Ander prediker het gesê dat die stok verwys eintlik dat God ons dissiplineer. Maar hy dissiplineer ons omdat hy lief is vir ons. En die staf is dit wat ons vertroos. God is altyd daar om ons te beskerm en hy is daar om ons te vertroos. Dit is wat die staf voorstel. So God is altyd gereed om die mens te help. Ons moet net uitdruk. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 281 en net na die gesang gesing is, dan sal die skryf verkoning word. Psalm 281 en dit is staan op vir Jesus. Ons het nog nie afgeritte gemaak nie.
nalatigheid het ek net gevra om dit nou reg te lê. Terwyl ons wag, kan ons so voor die tyd, dis ons die goed, dan moet ek seker maar
we say others, it's okay. Ek sê baie dankie vir Nada en Nettie, die samenstelling van hierdie skyfvertoning, is pragtig. Ek sien hierdie diens vanaand, ten spyte van trane wat opvloei, hartseer en oorborrel, ek self ook, hier en daar het hulle bepaalde gebede. Ek sien dit as 'n celebration. Saterdag is die afskeid. Naandwil is net 'n team celebration. Prachtige dames om te sien die foto's en dis 'n celebration, maar dan maak ons geen probleem daarmee. So baie dankie vir die twee skyfvertoning. Ek gaan nou die snare gaan op ons ietsie speel en ek wil om Tatie baie dankie sê. Ek het hulle nie vooraf met hulle gereël nie, maar om Tatie self met my gekom en gesê hulle wil vanaand iets speel, so vir Johnny en sy broer sê baie dankie dat julle hier is. So, hulle sal vir ons dan
tribute nie, dis nie 'n huldeblyk. Praat nie soseer oor Kim as persoon nie. Huldeblyk sal Saterdag gedoen word in die kerk. Dis net so 'n lewensskets om so momente in Kim se lewe vas te vat. En daarna dan beweeg ek sommer in die boodskap in, want dit is nie 'n preek wat ek bring nie, dit is meer 'n geselsboodskap. Want ek net sekere gewaarwordinge na die ongeluk wat by my gekom het en wat ek gevoel het ek moet dit doen. Ek kan dit terug. Nou Kim is gebore op 13 November 1984. En ek weet nou nie, ek het nou nie vir mevrou Hercules gevra, haar naam is Elise. Was Kim 'n groot baba, kleintjie, skraap, babies? Ek wil weet of Kim 'n groot baba was, of was hy maar 'n bietjie aan die skraap kant? Dit was 'n groot baba, pragtig. En sy is in Kaapstad gebore, ek was nou net seker in watter hospitaal, dit was nie, maar daar sy nou, sê Mowbray Maternity, pragtig. Jy weet die Kaap ken, sy weet waar dit is. Dis waar sy gebore is. En ek weet hoe trots die ouers moes gewees het om hierdie lieflike bonnetjie in hulle arms te hou. En sy het die kleuterskool jare het sy gehad by St. Augustine. En ek dink is hier aan die begin van Holy Cross. En sy het ook haar primêre skool daar. St. Augustine. So haar primêre skoolloopbaan het sy dan by St. Augustine gehad. En dis van 1991 tot 1997 as ek reg gewerk het. Daarna het sy na die hoërskool Parow gegaan. En sy was daar van 1998 tot 2002. En Kim het tydens haar hoërskoolloopbaan het sy verskeie werkies gedoen om sakgeld te indien. En onder andere het sy by voorsiening ook in die Sanlam Sentrum, wat nou Parow Sentrum is, het sy ook gewerk. En Howard het ook daar gewerk as 'n student, om 'n bietjie sakgeld te verdien. So julle weet wat ek nou beweeg het. En ek weet nie hoe lank Kim daar gewerk het, maar kom ons sê maar so 'n week of 2 en Howard sê, nou, ek moes seker 'n Saterdag gewees het. So hulle kom ons 'n bietjie vroeër in om die winkel reg te kry. En hy het by een van die vensters gestaan, groot vensters, vertoonvensters, en het uitgekyk en toe sien hy daar kom Kim met die roltrap op. En toe, ek weet nie of Kim ook miskien gesien het. En toe Kim het daai tyd 'n baie oulike skraal lyfie gehad. En toe sy nou so kom stap, as sy nou vir Howard daai oulike gesien het, en sy het miskien 'n oogie op hom gehad, en sy het miskien haar hempies 'n bietjie neergeswaai, maar Howard sê, hy daarom onmiddellik raak gesien en dit het hom uitgebou. En daar was 'n vriend by hom, dit is Male, het gesê, en hy het vir Male gesê, "Wow, kyk daar." So toe Kim by die winkel instap, toe Howard besluit, hy gaan probeer, hy gaan sy laat probeer. En hy natuurlik, soos sê, hy wil daar gebouwd mens, dis soos die jong mense praat. Nou ons dink, ons is mos die hande, die agter. Dames is die prooi, die hande. Maar toe gee iemand my hand. Kim se reaksie. Het gisteraand vertel hy vir ons, die
die woorde wat sy gesê het, en ek het onmiddellik besef, iemand die hele situasie kom verstaan. Ons mans dink ons is die handes, maar eintlik gooi die vrou ons as boek, dan word hulle eintlik die hande en ons gooi. En die sal nou, ek dien sy woord, self woord, dit is baie maklik, ek besef nou, hulle gee maar net voor, ons het hulle gevang, eintlik, is het nie so. Ek weet nie die vrouwens kan besluit of ek die waarheid praat of nie, maar hulle is baie slimmer as ons kan. Baie slimmer. Kom die waarheid nou. En dit was Kiemse woorde. En ek wil my al verbeel hoe sy dit gesê het, miskien so maar as stil en hoe sy dit sê. Oh, all talk but no action. Met sinker en al gegryp. En as jy nou sy mond oopmaak, as hy roep nog staat, is nie daar. Hy was vervang. Klaar. Hy sê het onmiddellik sy eerste ding daar bespreek. Ja, nee. Jy kan nie nog langer wag nie. Jy moet maar terwyl die kans daar is, en dit lyk my sy stel belang, dan moet jy maar na rus. En hy saam met sy vriend maak het gebaseer. Die man het sy naam? Winston het 'n moeder gehad. En hy en Winston met sy meisie en ouer met Kim, is het op 'n Saterdag gewees? Het julle uitgery? Maar in elk geval, hulle is na Koelbaai, Kogelbaai, daar tussen Gordons Bay en Rooi-Els. Dis waar die eerste date was. En jy sê, Joe Barber, so 'n uitdrukking wat normaal gebruik word gesê, and as they always say, the rest is history. In 2002 was Kim in matriek en sy was verkies tot die VRL, die verteenwoordigende leerderraad of raad van leerders. En haar matriekafskeid was in dieselfde jaar. Nou, ek dink daai skool het die beleid gehad dat die matrikulante kan net hulle partners kom in dieselfde groep. So die matrikulante is metgeselle van mekaar. So Howard kon nie Kim se metgeselle wees. So daar was nou 'n ander manier. Hy was 'n bietjie korter as Kim. Maar wat sê jy so? Sê dit, jy dra haar handsak die hele aan en jy raak aan niks. En die volgende dag het Kim gesê, "Jong, en jy wat nie maar net iets gesê. Hy die heel aan tot my handsak ronddraai. Maar hy was versigtig braaf, hy het presies gedoen wat daaroor gesê. Daar so. Ek het iemand gematrikuleer en sy het baie goeie uitslae gehad en sy het aansoek gedoen dan vir die farmasie by die Universiteit van Weskaap. Dit het begin in 2003. So in 2005 het sy die graad gevang, soos ons sê. En sy het onmiddellik begin werk, sy het daar om die eerste volgende jaar gedoen en dit ook vir die tweede. In 2007 en 2008 het sy haar Zuma jaar gehad, soos die mense daai het gepraat het. Die Zuma jaar het sy die Welbel kliniek dan gehad. En toe daar werk moes mee begin. Mense besef as jy jonk is, almal, weet die jonker is dat almal begin werk, maar beseker met hulle liewe lang dan werk. Vir volgende 40 jaar. Wanneer elk geval iemand begin werk, en sy begin by Somerset Hospitaal, totdat sy was daar tot 2013, totdat sy oorplasing gevra het hier na Wallace, omdat sy en Howard toe terug was. Jy moet nie ophou studeer nie. Sy het in 2020 aan Meestersgraad gewerk, in apteekwese,
En dan het sy nog gedurig deur verrykingsprogramme gedoen om op hoogte te bly in haar veld. Sy het nog, ek dink verlede jaar dat sy so 'n program klaar gemaak. Sy het vir gesê, "Papa, maar daar gebeur gedurig nuwe dinge. Ons moet op hoogte bly." Nou ons kom nou by 'n aspek wat ek hoop Hawat is nou sterk genoeg om self te doen. Dis nou die roep. Soos van die romanse afdeling. Waar hy, wanneer die waarheid geloof geraak het, het gesê, hy geloof geraak en hy selfde dag het hy na Juliana se huis gegaan, met sy verloofde, om sy nog 'n bietjie hart te breek. En sy troue, wanneer dit plaasvind in die ware hoop jy kan onthou. Kan jy nie? Okay. Maar in elk geval, hulle het verloof geraak, ek is nie seker wanneer nie. Van die troue kan ek dit sê. Dit was 'n warm dag. Ja. Baie warm. Dit was 'n baie warm dag in die Kaap. Ek en ons man Asie het die troukoek gaan haal. Haar echtgenoot se kant. En ons moet ry hier Boetersig se kant. Dis waar die troue was. En ek sit agter in die bakkie. Ek het nie koek opwas. Dit was 'n groot. Maar ek sê ek was nog nooit so bang. Ek sien nou hoe smelt die koek hier voor my. En ek dink, "Joh, was daar maar hy net 'n koekie." Wat gaan die mense sê? Ook was op my senuwees, maar goed, alles het nou mooi afgeloop daar. Dit het dan maar reg gekry. En ek weet die troue het nie traumaties begin nie, maar ek weet die vorige aand het ek nie so rap as dit is reg. En toe het daar ander pannetjies gemaak. Maar dit was toe 'n pragtige troue gewees. En uit hulle huwelik is 3 pragtige kindertjies gebore. Oudste is Melachai, Zechariah. Dan is daar Israel. En dan klein Belletjie wat nou al slaap. Sy was nou ontstel gewees, sy het daarop gekry. Sy die swart rok gesien, as sy Saterdag vandaan gesê. So was daar nou paai en seker vir al die geheiles en nou uitgeput en slaap self. So dis dan so 'n kort lewensskets van Timmy. So ek beweeg sommer onmiddellik aan die boodskap. King en Samuel se dood is vir ons as mens 'n ontydige dood. Dit het net te skielik plaasgevind, te plots. Die mens kan amper nie jou kop daarom sit nie. Dit is so onwerklik. Maar dis nie vir God 'n ontydige dood. Want die Here stel ons 'n grenslyne vas. Ons as mens weet nie waar ons grenslyn is nie. En dit is ook maar goed so. Maar vir ons voel dit was miskien te goed. Maar die feit dat ek en u en die familie so onkant gevang was deur hierdie gebeurtenis, tragiese gebeurtenis. En dit, ek het gepraat in my gebaarwordinge. Het vir my gesê dat dis asof die Here 'n boodskap het wat hy wil by ons tuis bring. By ons as familie, want hierdie is nou die tweede ongeluk in 11 maande, want eers was dit ek Netly en Justice en Caleb en Amelia, was ons in 'n ongeluk met Howard hulle voertuig, waar ons op perd raak gery het. Voertuig is afgeskryf. Ons was gelukkig. Here het ons beskerm, ons het ongedeerd gekom, so ons grenslyne was nie
daai oomblik daar nie. En nou gebeur 'n noodlottige ongeluk weer met dieselfde gesin se voertuig. En dit het vir my binne in my gesê, hier is 'n boodskap van die Here. Nou ons as gesin moet met die Here worstel om te hoor wat is hierdie boodskap wat God aan ons gee. Wat moet ons in ons lewe verander? Maar ek het ook agtergekom dat ons het gedink is maar net van die werk wat hy sê huis toe, jy sien daar nooit op straat. So jy het gedink sy het 'n baie close lewe gehad en dat mense waarskynlik, ek sal nou nie sê nie, kan ek sê nie notisie gaan neem na boetie, maar dit is oorweldigend vir my dit wat team se dood na vore gebeur. Maar dis omdat sy 'n gemeenskap werk is. Almal is geskok oor die dood. So selfs die gemeenskap, God het vir die gemeenskap ook 'n boodskap met hierdie skielike dood. En jy kan saam met my praat vanaand, hè? Jy kan maar net die hand opsteek, jy kan die mening lig. Jy kan vra en as ek dit kan beantwoord, dan sal ek dit eerlik vir u sê. Nou, dit wat my getrek het is dat ek weet jy met toekomsplanne, ek weet dit. Sy het gepraat van 'n oorsee gaan bly. En Samuel het sekerlik ook toekomsplanne. En skielik is daai toekomsplanne het plotseling tot 'n einde. Nou met toekomsplanne is daar niks mee verkeerd nie. Daar is niks mee verkeerd dat ek en jy toekomsplanne het. Want God self het immers toekomsplanne. Die Bybel sê God is 'n God van orde. Hy beplan dus vooruit. En sy planne is in die Bybel en dit is in ons lees dit. Dit is bekend daarso, sien dat dit weggesteek is nie. En ons noem dit net profesie. Maar dit is God se toekomsplan. En van hierdie profesieë is al vervul, maar daar is ander wat nog moet vervul word. So God het toekomsplan. En ek en u is in God se beeld geskape en daarom is dit net reg dat ek en u toekomsplanne het en dat ons planne iets sit vir ons lewe. Maar daar is 'n verskil tussen ons en God. God se planne realiseer altyd. Hy is die almagtige. Hy is die een wat in die toekoms sien en hy weet presies wat in die toekoms gaan gebeur. So sy planne wat hy maak is altyd geslaag en dit word werklik. Maar as dit die mens ek het iemand baie keer planne, maar dit realiseer nie. Ons planne strek oor 'n baie korter tydperk. En God sê, ons jare is maar 70 en daarna is dit genadejare. So ons planne strek oor 'n baie kort tydperk. En God is daar nie tyd nie. 1000 jaar was soos 'n dag. So sy planne strek baie ver, baie langer tydperk. En nou is daar 'n interessante feit in die Bybel. God het vir elke een van ons 'n
sê die woord van die Here, en hy planne. So ek en u maak planne. Ons het ons planne. Maar God het in die ander kant ook planne vir ons. So hier is my plan, my toekomsplanne, en hier is God se planne. Kom ek noem eens weer 'n paar verse wat daar staan. Dat God planne vir ons het. Ons ken almal vir Jeremia 29 vers 11. So ek lees dit. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dis die plan wat die Here vir ons het. Voorspoed en nie teenspoed. Psalm 138 vers 8 sê, die Here sal sy plan met my voltooi. Dis 'n ander vertaling. Weet jy presies wat die vertaling is nie, maar dit het mooi gepas. Die Here sal sy plan met my voltooi. God het 'n plan met my. God het 'n plan met u. Spreuke 16 vers 9 sê, 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Nou is die vraag, broer en suster, hier is my planne. Hier is God se plan. Hy is reg. As en Samuel se tragiese afsterwe vir my en vir u nader aan God bring, om seker te maak dat ons in lyn met God se plan kom, dan het hulle nie te vergeefs gesterf. Hulle se sterwe dan beteken redding vir baie van ons, omdat ons die boodskap by God kry, dat ons moet seker maak, die dood is so vinnig. Ek kan nou met daar gekyk soos die remme getrek as die voertuig beweeg na die linkerkant. Dis 'n kwessie van sekondes. Dat jy jou lewe verloor word. Van die oomblik dat jy besef dit die beheer tot daai voertuig val, dis enkele sekondes. Dis so vinnig. My en u lewe verby kan wees. Ek en u moet seker maak ons het lyn God se plan vir ons lewe. Ek sluit af met 'n pragtige en 'n ongelooflike Bybelvers. Psalm 37 vers 4. Vind jou vreugde in die Here. Laat jou lewe aan die Here oor kan jy ook sê. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Die Here sal nie jou planne sommer uitskryf nie. Maar ek en u moet elke plan wat ons in ons lewe het, moet ons na hy plan na die Here kom en vra, Here, is hierdie plan in lyn met wat u vir my in gedagte het? As dit nie is nie, maak dit aan my duidelik en lei my dat ek my plan so kan skaap dat ek in lyn kom met die plan wat u vir my lewe het. Mag die Here my en u aanraak dat ons regtig waar werk sal maak. Behalwe dat ons skielik tot sterwe kan kom, is die koms van die Here ook op hande. Nou is dit nou sê, waar praat ek, maar dit is so, jy sien dit in die wêreld. Ons sit met die twee sterkste wêreldmoondhede wat beide in 'n oorlog gewikkeld is. Nou hoe kan die spanning nie miskien daar verander? En ons kom by 'n klimaks. Ek en u moet ons gereed hê. Dis wat Paulus sê. Ek en u moet ons gereed hê. Ons is die
kerk van God. Koms van die Here kan nie vir ons onverwas wees nie. Ek en u moet gereed wees. Kom ons bid saam. Ons Here, ons sê vir u baie dankie. Ja, ons is te midde in 'n tragedie, Here, tragiese voorval wat plaasgevind het. Maar Here, ons eer u vir die lewe van Kim en Samuel. Baie dankie, Here, dat u vanaand met ons op hierdie wyse kon praat. U met my kon praat toe ek hierdie gewaarwordinge kry. Dat ons moet seker maak dat ons in u plan werk. Dat u in beheer is van ons lewe. En help ons om tot daardie oorgawe te kom, Here, om onsself aan u te gee en te sê, Here, neem u my lewe oor, stuur my lewe, Here. Want as u aan die stuur is, Here, dan weet ek kan veilig kom by my bestemming wat u koninkryk is. Maak ons sterk, Here. Ons is nie altyd bewus dat ons op 'n geestelike vlak hierdie oorlog voer nie. En as ons konflik met mekaar en ons besef nie, dis die vyand wat ons so aan mekaar trek nie. Heilige Gees, wees u die een wat ons lei. En maak ons sterk, Here, dat ons u wapenrusting kan aantrek. Maak ons sterk, Here, want kennis van die woord is mag, Here. Laat ons onsself bemagtig om meer en meer van u te leer en u te verstaan, Here, waarmee u besig is, sodat ons daarby kan insluit en aansluit. En u plan in ons lewe, maar ook vir die hele ganse skepping tot vervulling kan bring. En ons dank u weer, God, dat ons weet, ons nader daardie vervulling. Wees so saam met ons hierdie week, Here. Ek bid vir die begrafnisreëlings vir Saterdag, alles vir ons sal verkoop. Here, ons bid vir Samuel en sy geliefdes daar. Ons weet, hy sal die Saterdag begrawe word nie, maar neem waarskynlik sy liggaam na 'n ander gebied waar die familie vandaan kom om hom daar te begrawe. Ons bid vir reisgenade vir hulle, Here. En ons bid ook, Here, dat alles daar sal kom. Bid nou sodat u seën op ons rus. En ons bid dit alles in Jesus wonderlike naam. Amen. Ons sal sing ten slotte Psalm 45. Psalm 45. Aan God al die eer, hy wat wonder is.
daar is enkele mense wat nou so 'n woordjie wil spreek, so ek vra dat jy maar weer eers die sit dit neem voor die seëns. So as daar iemand is wat woordjie wil bespreek, oor die spreek, dit staan nie vry om na vore te kom.
En hulle teruggehardel na waar hulle ontmoet het. Die Engelsgangers. En hy het gesê, vers 45 staan, toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskryf dat die Christus moet ly. En dan vers 47 staan hy, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word. Wat die skrif eintlik vir ons sê, dat ons is met tot hom geskape. Ons moet iemand represent. Ons moet die naam van die Here uitdra en sy naam groot maak. Ons moet as getuies optree. Net so sê die Here represent met 'n passie en 'n dans voor die kerk. Dit is vandag 'n baie ongemaklike omstandighede dat ons hier is. Maar die Here verlaat ons nooit. Hy laat ons nie in die steek en hy sal ons lewe ook na familie. Baie dankie. Gemeente, die wonderlijke naam van Jesus Christus. Ik is Kim Serboom. So, my alderlijke Kim vanaand is eindelijk aan al die merkwaardige vrouwens wat een grote rol gespeeld het in haar wereld. Nummer 1 is my oma, Elizabeth Adams. Nummer 2 is haar oma, Charlotte Hercules. Nummer 3 is my ma, Eileen Douglas. Haar ma, Eloise Hercules. My sister, Elizabeth Wakefield. Is al die merkwaardige vrouwen en haar aunties, Charlie, Magda, ek het nog die andere namen gegeven nou. Maar hy is al die merkwaardige vrouwen wat een groot rol gespeeld het in Kim se lewe. Want Kim was baie, sy het net geleer het. Sy het tot op 'n graad op Bybelkunde. Dit is hoe sy in haar lewe gelei het. En sy was 'n merkwaardige hokkiespeler op skool gewees. Sy was aan die brand met 'n hokkiestok op die veld. En ek het nou net vir my suster gesê, vir haar suster vir Joy. Maar dan kyk daar by die huis, waar is Kim se hokkiestok? Sodat Bella kan kry. En dat Bella ook so merkwaardige hokkiespeler kan was. En nog net een ietsie wat ek wil stryd maak, dit was nie my, Kim se partner met die driekafskyk. Sy naam was Volden. Volden, ja. Dit was eintlik nie my hobby, soos hy het gesê vir my. Ja, wat daai is hoe ek my kindie kan maak. Maar ons twee het groot geraak met my suster en my ouma se huis. My ouma, so my suster en Derek het gebly in 25ste land. Ons het gebly in 24ste land. In die oggende, ons sommer net 'n kort loop. Dan bring Derek vir Kim en vir Joy om. Dan staan my ouma by die hekkie, met maak het ongesluit. Dan wag my ouma toe wanneer die busie kom,
vir hulle mos nou crash en primary school toe te vat. Dan wag my ouma weer in die middag se halfuur voor die tyd vir hulle om van die skool af te kom. As my ouma vir Kim gestuur het om toe, daar was so 'n winkel so moet ry. En ek het uitgaan by my vriende raal met ry. Dan vra my vriende en my vriendinne vir my, Denny, loop Kim maar net so kop voor. Ek sê nee, dit is my ouma wat so groot gemaak het. Dit is my ouma wat vir Kim so groot gemaak het. En almal het vir Kim gerespek vir die way hoe sy vir haar gehandel. Almal het vir haar gerespek. Sy was net gefokus op wat sy moet fokus op. En dit is hoe sy so ver in die lewe gekom het. En al die blessings gaan na al drieetjies toe. En na jou. En nou het gaan 'n bittere swaarheid voor in kies, gekoos wat sy moet nou man staan, alleen. Sy moet nou by hockey, by wedstryde wees, by sokker, by rugby, oral moet sy nou wees. En ek dink sy sal oral by kan wees. Maar, my nommer is mos op jou speed dial. My nommer is mos op jou speed dial, en sy weet, sy is by jou. So enige tyd, wanneer sy enigiets nodig het, is just a phone call away. Thank you very much. Nog iets, my ma het vir my iets baie mooi nou die dag het oggend my ma vir my gesê. My ma het gesê, sy het 'n blomtuin. 'n baie mooi blomtuin het my ma. Met pragtige blomme in. Pragtige blomme. En God het besluit, nie wat ek wil daai blommetjie hê. Daai blommetjie wil ek nou vir my vat. En daai blommetjie is nou met die ander blomme van onze familie by Christus Jesus. Lang sy sê. Amen. Amen, geliefdes. Kom ons gee die Here 'n handklop in die plek. Jesus Christus voorgespeel het. Sy was 'n
altyd ekstra olie het. En dat jy altyd ekstra olie het. En ek weet ons is lief om te sê Spreuke 31, Moedersdag en sekere dae, verjaarsdag en so, maar ek vir jy sê, my vriendin, my suster, sy was 'n vrou van Spreuke 31 vers 26. Want sy het geweet, as sy haar mond oopmaak, dan was dit wysheid. As sy haar mond oopmaak, was dit vol liefde en onderrig. As sy haar mond oopmaak, dan is dit in alle tye Jesus aanbid. So kan ons vir Jesus Christus 'n handeklop gee, net omdat hy nog iemand is dat die kans. Goeienaand, dames en heren. Ik wil graag voor jullie een gedicht voorlezen wat ik daar gekomen heb om te praten. Ik wil graag met jullie gedicht lezen. Een korte mensen levendig is. Het is een bij bekende gedicht. Eugene Marais. Hoe koud is die windje in skraal, in blink, in die doflig in kaal. So wyd as die Here se genade, lê die velde in stillig en skare. En hoog in die rande, versprei deur die brande, lê die grassaad aan die roere, soos winkende hande. Elke grashalm se val, blinke druppel van dou, en vinnig verblyk dit, bedryf in die kroon. So kort is 'n mens se lewe, soos hy terugkom. Kom ons staan en ontvang ons die seën van die Here in die reis van ons lewe. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van ons, veral met hierdie bedroefde familie. En almal wat Jesus se wederkoms verwag, stem saam deur te sê Amen. Ek sê weer eens vir die baie dankie vir hier wees. Ek hoor nou hier by my vrou. Ja, so sorry wat hulle wil uitdeel aan u as hulle by sit. Dan wil jy